In die derde episode van ons nuwe reeks Familievreugde gaan ons lewe en roetines herprioritiseer om die Here met nuwe oorgawe te loof en prys. Ek dink altyd aan Jesus se woorde aan die Samaritaanse vrou dat God ware aanbidders soek wat hom in gees en waarheid sal aanbid. Net om julle te herinner, ons werk hierdie maand uit hoofstuk 3 van Familievreugde, 'n nuwe kreatiewe Bybelstudie wat jy kan bestel by info@avividlife.co.za. Nou die Bybel leer ons dat ons God liefhet omdat hy ons eerste liefgehad het. Gerig deur hierdie volmaakte liefde en in groot wysheid reik God aktief uit deur man, vrou en kind nader aan hom te trek. Aanbidding word daarom dikwels beskryf as 'n menslike reaksie op 'n goddelike inisiatief. Ons aanbid God vir wie hy is en loof hom vir wat hy deur die verlossende liefde van Jesus vir ons gedoen het. Die apostel Paulus skryf meer hieroor in sy briewe. Vir die Korintiërs noem hy dat Christus die krag van God en die wysheid van God is. Aan die Kolossense skryf hy, in hom is al die verborgde skatte van wysheid en kennis te vind. En in sy brief aan Timoteus herinner Paulus hom dat sy kennis van die Heilige Skrif sedert kindsbeen hom die wysheid gegee het om die verlossing te ontvang wat deur geloof in Christus Jesus kom. Ons is dus wys wanneer ons Christus as ons Here en Verlosser aanneem, die Vader, Seun en Heilige Gees liefhet en aanbid met ons hele hart, siel, verstand en krag. Godvreesende aanbidding sal ons verander en motiveer om meer en meer soos Jesus te word, want verwondering is onlosmaaklik verbonde aan heilige gehoorsaamheid. Wanneer ons daagliks en in alle omstandighede ware Godsaanbidding aan die volgende generasie demonstreer, behaag dit God. Dit geld nie net vir wanneer ons tuis is nie, maar ook hoe ons dit na buite uitleef. Ons kinders moet ervaar hoe Christendom ons alledaagse verhoudinge beïnvloed, ons lei by die werk, ons aanspoor tot vriendelikheid, hoe ons die armes dien en die verlorenes bereik. Kortom, ons moet goddelike voorbeelde wees wat ons kinders sal help in hulle eie verhouding met God. Richard Foster som dit so mooi op, waarin ons toegewyd moet wees, is die werklikheid, ware aanbidding, ware belydenis, ware lof en ware verering. Hierdie maand se kreatiewe aktiwiteit moedig ek jou aan om God te aanbid deur 'n lofbanier te hys, 'n lied te komponeer of 'n gedig te skryf wat God sal verheerlik. Dis my gebed dat ons nuwe maniere sal vind om ons liefde en toewyding aan God te kommunikeer en so 'n nuwe generasie inspireer om dieselfde te doen. Tot volgende maand, wees geseënd en wees gesond.